Ons gaan saam lees, ons probeer om oor tyd weer met ons Bybels kerk toe te kom. Ons het baie lank gewoond geraak aan die skerm, waarop alles verskyn. So, ons wil graag hê, want daar's net iets anders as jy dit oopmaak en in jou hande voel, en dit daar lees, en jy kan dit onderstreep, of merk, of skryf, jy moet julle Bybels vol skryf. Ons gaan lees, maklik om te vind vanoggend, Lukas 6. So ek wil graag vra dat julle dit sal oopmaak, julle, terwyl ek bid, geef julle kans. Ek het die vorige kere gehoor, ek is te vinnig, of julle, ek is maar vinnig, praat ook te vinnig, ry ook te vinnig, lewe seker ook te vinnig. Maar ek weet nie, die stadig ding doen dit nie vir my nie. So ek weet, ons gaan nou na iets stadigs kyk hierna, maar ek is meer op die vinnige trek. So kom ons bid saam. Stadig. Here, baie, baie dankie dat ons nou uit u heilige skrif, u woord, het is u wat ons in ons hande vashou. As ons dit lees, hoor ons u, sien ons u, ervaar ons u, voel ons u in die woorde wat lewendig word, soos die woord lewendig kom word het, toe Jesus in hierdie wêreld gebore is as 'n baba, groot geword het, en dit wat in die skrifte staan, vervul het, sodat u kon terugkom in sy gees, om in die kinders te woon. Mag u vanmôre die woorde wat ons lees, mag u dit vir ons mooi verduidelik, en mag het ons voed soos kos, want ons is honger, na dit, waaroor u met ons wil praat vanoggend, waar ons ook al in die wêreld is. Amen. In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Toe dit dag word, het hy sy disippels nader geroep en 12 van hulle uitgekies, wat hy ook apostels genoem het. Hy het saam met hulle van die berg afgekom en op 'n gelyk vlakte by 'n groot aantal volgelinge gaan staan. Van die hele Joodse land en Jerusalem en van die kusgebied van Tyrus en Sidon af, was daar 'n menigte mense wat gekom het om na hom te luister en van hulle siektes genees te word. Ook die wat onder onrein geeste gelei het, is gesond gemaak. Al die mense het hom probeer aanraak, omdat daar krag van hom uitgegaan het, en hy het almal gesond gemaak. Jesus het sy disippels aangekyk en gesê, geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Geseënd is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Geseënd is julle wat nou huil, want julle sal lag. Geseënd is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is, alles ter wille van die seun van die mens. Wees bly op daardie dag en spring rond van vreugde, want vir julle is daar groot beloning in die hemel. Hulle voorvaders het immers met die profete net so gemaak. Maar, nou sal julle sien, dis die kontras tussen geseënd, wat eintlik ook genoem word in die ou vertaling, salig of gelukkig. Nou kom die teenoorgestelde, teenoor gelukkig en salig is ellende, moeilikheid. Ellende wag vir julle wat ryk is, want julle het julle lekker lewe al weg. Ellende wag vir julle wat julle nou vol eet, want julle sal honger ly. Ellende wag vir julle wat nou lag, want julle sal treur en huil. Ellende wag vir julle as al die mense goed van julle praat. Hulle voorvaders het immers met die valse profete net so gemaak. Tot sover ons skriflesing. Nou die kinders is nog saam met ons hier, so ons het dit goed gedink, ek en Marco, om iets opwindends bietjie nou in hierdie oomblik te hê. Ek het nooit in my lewe gedink dat 'n ou in 'n kerk die volgende sou doen nie, en dit is dat ons nou na 2 videoclips, musiekvideo's gaan luister. Maar dit is nie gospel nie. Dit is nie Jan de Wet nie. En die wat almal saam sing.
dit is nou 'n bietjie ander musiek. So ek dink as daar nou een of ander gees in hierdie kerk is, gaan hy nou verlaat, want ek bedoel, dit gaan nou bietjie wild en vinnig raak hier. Maar daar's 'n doel daarmee. Dis nie om snaaks of onheilig te wees nie. Ek wil hê julle moet baie mooi oplet wat julle sien. Want ek wil na al twee wil ek daarna, wanneer ons 'n derde eendag gaan kyk, gaan die kinders uitgaan en hulle sal nou dit verder ook gaan uitpak daaronder soos ons hierbo. Maar ons gaan aanvanklik net nou na 2 kyk. Maar ek wil hê julle moet probeer sien, wat is die kontras? Wat is anders? Wat verskil tussen die 2 videoklips? En ek wil vir Annelien baie dankie sê, sy het baie moedig doen. Ek is net so goed en sterk soos wat sy my maak, so baie dankie daarvoor Annelien. Ek waardeer dit, geniet dit. En as julle wil opstaan en bietjie, dan kan julle, maar die kindertjies kan maar. Ay, Fonsi, Chihuahua. Oh, oh no, oh no. Oh, hey. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacio. Die kerk luister. My ouma sou my pak gegee het, as sy weet, maar gelukkig is sy nou nie meer hier nie. Sy is nou by die plek waar hulle die liedjies maak in die hemel. Voor die kinders uitgaan, sou ek graag wou, julle moes vir my net so sê, kom ons maak dit bietjie interaktief. Wat het julle opgetel, is die verskil tussen die 2? Kyk, al 2 gaan oor 'n girl, né? En al 2 gaan oor 'n love story. Die een het oor die 7 biljoen views op YouTube. Die ander een 3.5. Daar's 'n dubbel hoeveelheid mense wat Despacito meer gekyk het as Bruno Mars. En ek het net gaan wonder, hoekom? Is dit omdat die girl in Despacito mooier is, meer sensasioneel is? As iets baie belangrik aan. Wie wil waag? Wie wil waag? Ok, nou nie almal gelyk nie. Wat het julle gesien wat anders is? Doret. So Despacito is die hele dorpie betrokke. Goed? En die ander een is dit die band. Alright. Nog iets. Nog iets wat iemand opgetel het. Ag, ok, nou kom ek vertel julle. In Despacito word jy ingetrek. Ek weet nie of jy het gevoel het nie. Jy het amper deel gevoel van die hele video. Want in Despacito begin het met die vrou wat stap, die kind soen, later dan soen sy 'n ou man. Alle generasies, alle geslagte, almal is in die hele video betrokke. Alle ouderdomme, alle geslagte, ander generasies. Is arme mense, is gewone lewens wat hulle daar demonstreer. Die musiek is maar net eintlik ook daar, maar dis normal life. Op die einde sing julle dorp saam en word die lied van Louis Fonsi word hulle lied. Terwyl Bruno Mars se lied is soos 'n opvoering. Dis 'n vertoning. En ek en jy is amper af net toeskouers. Ons kan net sit en kyk.
Dis uptown ouens, dis ryk ouens, dis mooi geklede ouens. Hulle sing ewen halleluja in die liedjie, maar niemand het so baie daaraan aandag gegee nie, want die eerste ene spreek jou hart. Dit gryp jou hart aan. Dis deel van wie jy is. Teenoor die ander een, wat half net 'n opvoering is en jy staan en kyk maar net. Nou kan die kinders uitgaan, want ons gaan nou 'n volgende lied luister. En ek wil net terwyl voor hulle gaan, hierdie lied, want ek moet dit aankondig, want julle moet daarna ook kyk, wat tel julle op nou in hierdie liedjie? Hierdie liedjie is die mees versoekte liedjie by begrafnisse, reg oor die wêreld. Is dit die liedjie, die nommer 1 liedjie wat die meeste mense soek, moet gespeel word, wanneer hulle geliefde aan die dood afstaan. Terwyl hy speel, mag die kinders uitgaan en mag julle lekker saam kuier oor Despacito en Bruno Mars. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Stop hom daar vir my, daar is hy. Stop hom net daar, want ek is bang, die ouer mense gaan vir my wegjaag met al hierdie wille musiek vanmôre. Hoekom dink julle kies mense hierdie liedjie? Boonbehalwe dit sing van die lewe hierna. It's been a long way and we will see each other again, which is true. Maar die liedjie is geskryf deur Wiz Khalifa na die ou van Fast and Furious, Paul Walker, mos in sy motor gesterf het in Amerika. So die hele liedjie bring die hele Fast and Furious film eintlik in die video. En wat opmerklik is daarin, dis presies hoekom ek dit vir julle speel saam met Despacito. Waaroor gaan dit? Het gaan presies in hierdie liedjie oor waarvoor Jesus kom, en wat in Lukas 6 gebeur is presies dit. Hy het net nie daai musiek gehad nie. Jesus kom as dit ware met 'n eerste Despacito. Waarvoor kom hy? En waaroor praat hy? Hierdie is sy intree preek. Dis die eerste woorde wat hy na sy 12 disippels kies, preek hy, die bergpredikasie. En hy kom vertel vir die mense, sonder dat die woord daar staan in daai teks, waarvoor kom hy? En dis baie belangrik dat ons dit moet verstaan as gelowiges, want dit sou beteken, dis die kern van ons geloof. Gemeenskap. Community. Want God is community. God is gemeenskap met homself. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Een wese, 3 persone. In 'n dans het die ou Jode gesê, perichoresis, 'n dans met mekaar, 'n interafhanklikheid, 'n koneksie, 'n verbintenis met mekaar. Jesus kom en hy kom betrek eintlik mense wat outskirts is, wat nie in die middelkring is nie. Onthou die ouens wat hy daar was, wie was daar? Ouens vervul met bose geeste, siektes. Dis alles mense gewees in daai tydse gemeenskap wat bad is. Hy kom maak hulle deel van God se video,
van God se love song, van God se Despacito. Dit is fascinerend wat in hierdie paar sinne gebeur hier. Dit was revolusionêr. Hy kom betrek die wat buite is binne, en die wat nie daar is nie, wat in die stede is, wat in die tempels is, hou hy buite. So, dit is totaal verkeerd om. Dit is 'n nuwe tipe van familie. En dis wat julle daar in Fast and Furious sien. Waaroor gaan Fast and Furious? 'n klomp outcasts, 'n klomp nobodies, 'n klomp mense met verledes, geskiedenisse, hulle het opgevoed, van hulle is fugitives, hulle hardloop weg van die reg. En in mekaar vind hulle aanvaarding, ondersteuning en 'n nuwe familie. 'n klomp ouens wat nie eens God ken nie, sit in die agterplaas van hulle huisie om 'n tafel en breek die brood en hou hande vas en bid saam. Waaraan laat dit julle dink? Wat doen ons in die kerk? Ons sit saam om 'n tafel, ons breek die brood, ons hou hande vas en ons bid, ons noem dit die nagmaal. Dis 'n nuwe vorm van godsdienst wat ons baie keer mis in die kunste en in die vermaak. Die Facebook generation smag na face-to-face, na aanvaarding, na behoortenskap, na deel word. Tegnologie skuif mense uit, dit isoleer mense, dit maak mense alleen, en ons sit fake goed op, wat maak of ons gelukkig is, en maak of ons baie het, en maak of ons mooi is, met al die nuwe tools wat jy kan kry om jou gesig te make-over. Maar op die einde gaan jy huis toe, en jy lê in jou bed, en jy weet, of jy rarig aanvaar word, geliefd is, behoort, jy weet rarig in jou hart of jy gelukkig is. Hier gebeur iets besonders hier. Hoe begin die teks? Jesus het waartoe gegaan? Na die berg toe. Wat het hy gaan doen daar? Hy het gaan bid daar. Dan kom hy af met God se woorde, spreek dit en kies 12 apostels. Waar laat dit julle herinner? Wat 'n man het opgegaan na die berg toe, met God gemeenskap gehad, God se woorde gekry het, afgekom het, God se woorde gedeel het, en toe 12 stamme gekies het. Moses, toe hy die wet ontvang het, op die berg Sinaai. So, dis baie interessant, want Jesus kom kies hier 12 ouens, net soos wat in Fast and Furious die geval is, 12 ouens wat eintlik mislukkende mense is. Onthou, hulle was disippels, vissermanne, wat disippels word. Hulle was nobodies in die samelewing, dropouts, onsuksesvol, nie gesien as mense met baie ambisie nie, nie baie belangrik nie, nie status nie, nie rang of posisie nie, was glad nie ryk nie. En tog maak Jesus hulle deel van God se Despacito. Hy kom sê die ongewilde ding. Ek het gekom, nie vir die wat die society kies nie. Ek het gekom vir wie God kies. So in 'n sekere sin sou dit hom baie ongewild gemaak het wat hy hier oor praat. So, kom ons gaan kyk wat sê hy. Wat Jesus eintlik hier probeer sê, is dat hy vir ons wil kom verduidelik, soos wat hy vir hulle wil kom verduidelik, dat die lewe en godsdiens nie gaan oor die uitvoering van 'n stel morele en etiese reëls nie. Jesus kom word as dit ware die nuwe Moses, soos wat hy sê ook, wat nie net wette bring nie, maar die wette kom vervul in vlees, in verhoudings. Jesus sê die nuwe wet gaan oor die liefde, en liefde is om in verhouding te wees. Jy kan alleen 'n ekstatiese ervaring in verhouding is. Kom ek beskryf dit vir julle. 'n blom is mooi, maar 'n bosblomme
is beautiful. 'n lied wat jy luister, alleen, is mooi. Maar sodra jy daai lied met iemand deel, en jy sien hoe daai persoon het geniet, dan word dit vir jou lekker. Jy kry net ekstatiese ervarings, saam ander, nooit alleen nie. Alleen is dit net nooit, dis flat. Dis hoekom Jesus kom om te sê, godsdiens en om God te dien, gaan nie net om slaafs onder die juk van 'n klomp wette te wees nie, maar om daai wette lewend te maak, met en tussen mekaar, so jy lewe dan. So jy doen hierdie wet vir God, maar deur mense. Mense is die recipients, die beneficiaries van jou dien van God. Waar met Bruno Mars gaan dit oor hom en oor wat hy kan bied. En so baie mense beleef godsdienst soos, dit gaan oor my en wat ek met God moet doen. En daarom kan dit baie keer koud en kil wees. Harde mense wat oordeel en uitsluit en wil straf op ander, terwyl Despacito en Fast and Furious trek in, gee om, bemoei, maak deel, ondersteun. Dis hoekom God vir sy seun na die aarde toegestuur het. Want 'n Harvard-studie wat Marco vir my van vertel het, en eintlik 'n lang video vir ons gewys het al, is die langste studie wat ooit nog gedoen is op die planeet aarde. 75 jaar hardloop hierdie studie al. En die onderwerp van die studie, vir 75 jaar terug, julle onthou, mense wat met die studie begin het, is nou al dood, is wat maak 'n mens op aarde gelukkig? Wat bring regtig geluk? En hulle het dit oor 'n lang tyd gedoen, sodat hulle nie net 'n steekproefie kon maak nie. En wat hulle bevind het vir 75 jaar, wat aan mekaar uitkom, is verhoudings. Is om verbind te wees, is om deel te wees, is om intertwined te wees. Dis as het ware, ek weet nie of Annelien hom opgelaai het, maar ek het daar by Stellenbosch, het ek probeer om daai ou wat weef daar, julle het ons allemaal gesien, julle eet ons allemaal daar. Daar was ons 2 sulke weefmachine daar. En ek wil een van die weefmachine gebring het, en ek wil gehad het, hy moes hier kom sit en weef, maar ons kon het toe nie gereeld kry. Toe het ek het net afgeneem met my video. Hoe hy 'n garingdraaikie vat, en dit insit, en nog ene, en nog ene, en nog ene. En op 'n stadium, dan word hy dan unbreakable. So, waarop het neerkom, is dat een kan gebreek word, 2 kan gebreek word, 3 kan selfs gebreek word. Maar wanneer het begin meer raak, when it gets woven into one another, it becomes unbreakable. En Jesus kom en wys dit vir die kultuur van sy tyd. Dis 1. Julle wil julle eie ding doen met God, van die fariseërs en die skrifgeleerders en die wetgeleerders, maar dit gaan oor mekaar. Dis nie goed dat die mens alleen is nie. Hy kom maak 'n totale revolutionêre statement. Deur te sê, God kom betrek nou hierdie mense, wat uitgeskei word, en wat op die rand is, die periferie van die samelewing. Kom maak hy deel van sy love movie, en sy love song. Kyk hoe doen hy dit. Dis nou baie interessant wat nou kom, nou moet julle nie my verloor nie. Jesus kom en hy draai die values, die waardes van daai kultuur in net 6 verse, kom draai dit om. It's baie amazing. Die eerste 4 waardes was die waardes van sy tyd, was die waardes van daai tyd. Nou moet julle baie mooi, kom ons vra of hierdie waardes ook nog deel van ons wêreld is. Jesus kom en hy draai die waardes om. Kom ons kyk, wat draai hy om? Hy begin met die eerste een, waar hy praat van ellende. Ons is nou by die ellende teks. 5 tot 8, nommer 5 tot 8. 1 tot 4 is die waardes wat hy bring, 5 tot 8 is die waardes van die dag. Die waardes van die dag 5 tot 8, by daai ellende, is die volgende. Mag en geld. Mag en geld. Hy sê ellende, wag, vir die wat mag en geld najaag. Wat onafhanklik wil leef, selfstandig,
Tweede een wat hy aanspreek van ellende. Ellende kom wanneer jy in gemak wil lewe. Lewe om alles te hê wat jy soek. Begeer en al jou behoeftes. Net gerig om gelukkig te wees. So eintlik is dit geluk. Mag en dan geluk. Ek en Johan Serfontein doen 'n boek saam oor huwelike en die beskrywer daar skryf dat in die Amerikaanse kultuur is daar 'n ongelooflike groot afgod wat tans aanbid word. Naamlik geluk. En hy sê die Amerikaanse populasie voel hulle is geregtig om gelukkig te wees. Daarom moet hulle president dit vir hulle bring en almal moet net vir hulle duld nie ongelukkigheid nie. Alles moet gelukkig maak, dit moet lekker wees. En hierdie ou skryf dan later soos wat Jesus eintlik kom vertel. Het geluk kom nie deur hierdie weg nie, van mag nie, van geld nie, dan sukses. Dis die derde ding wat Jesus kom uitwys hier, sukses. Wen, die wending, suksesvol, wen. En die laaste een is erkenning. Om gerecognized te word, is om die kalklig te hê op jou. As jy mooi na kyk, is dit presies die 3 versoekings wat Jesus in die woestyn gehad het. Jesus word hierdie goed versoek, en dan kom hy en hy spreek hierdie goed aan in die kultuur van sy tyd. En hy vervang dit met 4 nuwe waardes. Geseënd teenoor ellende. Geseënd is die wat swak is. Die wat arm is. Geseënd is die wat opoffer, sacrifices. Goed verloor, wat nie belangrik is nie. Soos jou eie begeertes en jou eie behoeftes. Geseënd, gelukkig is die wat treur, huil. Geseënd is die wat insluit en nie uitsluit. Sien jy hoe kontra die 4 en 4 teenoor mekaar is? Kom ons probeer kyk na wat hy daardeur probeer sê. Jesus kom en hy sê, soos wat Eva en Adam verlei is, om te dink, dat die vrug aan die boom, gaan hulle lewens verander en beter maak. So is daar goed in hierdie wêreld wat hang soos vrugte in ons kultuur, wat as ek en jy kyk na die wêreld waar ons leef, dan lyk dit of daai goed ons baie gelukkig gemaak. Maar dit het die teenoorgestelde effek. Hoekom? Want dit verslaaf jou. Jy word 'n gevangene van hierdie goed. Want wanneer is mag genoeg? Wanneer beheer jy genoeg? Nooit nie. Dat is altyd nie. Wanneer het jy genoeg geld? En wees nooit. Sal altyd nog iets wil wees wat jy kort. Sal altyd nog iets wil hê op die bucket list wat jy wil hê. Wanneer is jy so suksesvol dat jy nie meer strewe daarna om jouself te bewys nie, om te perform nie. En wanneer in jou lewe het jy genoeg erkenning gekry? Wanneer voel jy het vrede mekaar? So jy sien, waarop dit neerkom is, hierdie goed kan jou beheer. Het kan jou hele lewe moeilik maak. Want jy kan dink, dis waarin die lewe lê. Nou kom Jesus en hy sê, dit lê in totaal die teenoorgestelde. Jy moet vrykom. God kom, hy kom en hy sê, ek kom maak vry. Daarom kom hy, en dis ook baie belangrik wat julle in die eerste gedeelte moet lees, waar daar staan, hy sê, hy het afgekom en hy het kom preek oor die waardes, en wat het hy nog gedoen? Hy het die mense gesond gemaak. Hoekom het hulle gesond gemaak? Want daai goed maak jou siek. Siek van bekommernis, siek van stres, siek van min slaap, siek van jaag, na meer en nog, siek, het maak jou siek. Jy dink dit gaan jou gelukkig maak, het maak jou siek. Hy kom om mense vry te maak, om hulle van hierdie goed te bevry, en om hulle harte te genees. Hoe genees hy hulle harte? Presies met die eerste 4. Hy sê, daar gaan genesing in jou lewe kom, die dag, wanneer jy nie onafhanklik leef nie, maar wanneer jy in afhanklikheid van God leef. Met ander woorde, wanneer jy in die wêreld is dit ware arm is van gees, het die ou vertaling gesê.
Ons wil altyd hê mense moet dink ons is ryk. My kinders wil nie gehad het ons met 'n ou kar by die skool aflaai nie, want nou dink die kinders ons is arm. Wil nie seker kinders huis toe vat nie, want ons het nie 'n ryk huis. So in ons wêreld is hierdie nog steeds daarvan ryk arm. Jesus sê jy moet arm word en ryk by God. Ryk by God. Deur hom beheer word, nie deur mag en status en erkenning en sukses nie, maar beheer word deur die liefde. En dat jy 'n honger in jou sal kry. Ons sê baie keer, die ou was honger toe hy die golf gewen. Die span was honger. We were hungry to win. Jesus kom en hy draai die honger om en hy sê moenie honger na hierdie goed nie. Hy sê honger na die goed wat Jesus na honger. Honger na die goed wat Jesus voor lief is. Honger na die goed wat vir Jesus belangrik is. Mense wat seer het. Honger daarna om hulle te ondersteun. Honger daarna om vir hulle te help. Honger daarna om 'n Fast and Furious te hê. New community. Het gaan nie om van waar af jy kom nie. Het gaan nie om wat jy gedoen het nie. Het gaan nie om wie jy is nie. Maar hier, by my, sluit ek jou in. Maak ek jou deel van God se love story. Gee ek vir jou, betrek ek jou. Heel ek jou met my aanvaarding. Met my ondersteuning. Die derde ding wat hy kom sê, hoe hy ons heel maak, is wanneer ons bly sal wees. Nie net oor al die suksesse wat ons beleef, maar bly sal wees oor die grootste suksesstorie in die wêreld. Wat die wêreld gedink het die grootste verlies en nederlaag en verloor is, die kruis. Want hy het opgestaan. So wees bly oor die oorwinning wat God in hierdie wêreld reeds kom behaal oor al hierdie magte en kragte wat oor ons lewens soms so baie heers. Ons wees dankbaar daarvoor dat Jesus het opgestaan, die dood en die magte van die hel oorwin het. En daarom kan ek in sy vrede en in sy oorwinning lewe elke dag. En die laaste manier hoe hy ons kom heel, is dat hy wil hê ons moet insluit en nie uitsluit nie. En 'n verdraagsaamheid en die Matteus teks van hierdie gedeelte sê, sagmoedig en barmhartig lewe. Sagmoedig en barmhartig lewe. Sag en nie hard nie. Met ons harte en nie net met ons koppe nie. Jesus sê in hierdie gedeelte, as ek jou kom vrymaak na hierdie 4 waardes, van mag en beheer, en van gemak en geluk, en van sukses en wen en van erkenning, dan gaan dit jou sosiale verhoudings totaal verander. Dit gaan jou totaal verander. Want dan gaan mense nie meer jou opponente wees nie, en jy gaan nie in kompetisie met mense wees. Die lewe gaan nie 'n kompetisie wees nie. Jy gaan nie dink jy is belangriker en beter as ander nie, en jy gaan ook nie op ander neersien nie. En jy gaan die wat anders is as jy nie beskou as vyande nie, en as bedreigings nie. En jou hele lewe gaan nie om meer te kry van wat hulle nie het nie, en om jouself daardeur te bewys nie. En wanneer dit gebeur, dan kom jy ook vry, omdat jy in gemeenskap nou kom met hom, omdat hy jou vry maak van die goed wat jou hart kan beheer, en hy kom beheer jou hart nou, maak dit dat jy anders praat ook oor mense. Dat jy vry is en nie meer mense blameer en beskuldig vir jou verliese of van goed in jou lewe wat verkeerd is nie. Dat jy hulle wil beskadig deur hulle terug te kry of te straf nie. Hulle te haat nie, hulle te veroordeel nie. Jesus kom en hy sê, ek kom draai dit wat die wêreld sien om sy kop, wat ek is die verkeerd om God, om 'n ander stel waardes in jou lewe te bring. En die stel waardes wat ek gaan in jou lewe inbring, gaan jou vry maak, en dit gaan jou gesond maak. En dit gaan lei dat jy in 'n dieper afhanklikheid van hom leef, meer gehoorsaam, meer dankbaar, en met meer nederigheid. Dit is wat veronderstel is om in 'n kerk te happen. Hier is ons veronderstel
om nie een belangriker as die ander een te wees. Hier moet ons nie eens praat van wat iemand se beroep is. Hier moet ons nie eens oor iemand se posisie praat, want dit maak hier niks belangrik. Dit geld nie hier nie. Maar hoor mooi, as gelowige is dit hoe ek veronderstel is om daar buite ook te leef. Sien jy hoe anders gaan jy wees as jou kollegas en selfs jou familie en vriende wat hierdie ander goed najaag en mense kategoriseer en mense label. Want God het dit met jou kom doen. God het die waardes wat jy dalk dink belangrik is, wat jy hom gaan beïndruk, omgedraai en hy sê, vir my is dit nie belangrik wat jy het nie. Vir my is dit belangrik of ek jou het. Daarom kom doop ek jou as 'n baba en nie as 'n volwasse man wat dink ek is reg vir God se seën nie. En inteendeel, die doop gaan nie oor seën nie. Ek kom gryp jou in die mees brose fase van jou lewe, 'n baba waar jy niks kan verstaan nie. Want ek wil jy moet niks verstaan nie, want anders gaan jy met my wil redeneer of jy dit verdien en of jy dit nie verdien nie. Of jy kwalifiseer en of jy gediskwalifiseer word. Ek kom in 'n fase in jou lewe wanneer jy net afhanklik is van jou ouers. En kom beloof dat ek jou lewe sal vul. Dat ek saam met jou sal loop. Dat ek saam met jou sal leef. Ek's die Despacito van jou lewe. In die gewone dinge van jou lewe sal ek verweef, ingetwyn soos daai ou daai ding weef, sal ek in die fibers van jou wese wees. En as een ding wat jy nooit ooit van hoef onseker te wees nie. En dit is dat ek jou sal verlaat nie. Maar een ding kan jy seker wees. Ons lewe in 'n bad wêreld waar mense baie seer kry en mense dinge verloor, verliese ly, skade ly. Mense mekaar die slegste goed aandoen. Maar in die donkerste oomblikke en in die donkerste nag skyn die sterre die helderste. In die donkerste tye van jou lewe sal my lig deurbreek in jou hart wat met die doop vir jou kom beloof is. Die doop laat my baie dink aan die Exodus verhaal. Kyk, God roep weer 'n nie gekwalifiseerde man, as stotterman, 'n willeman, 'n beklei man, 'n man wat vinnig leef, soos ek, man wat vinnig op sy perdjie kan klim, in Moses. Die verkeerde ou vir die job. En God doen dit spesifiek oor sy hart. Want hoekom slaan hy die man dood? Want Moses is 'n man van community. Onthou het in die paleis groot geword, hy het alles gehad, al die 4 waardes wat ons gehad het. Hy het mag gehad, hy het geld gehad, hy was suksesvol geweest, hy was belangrik geweest, hy was erkend geweest, mense het geweet wie hy is, en sy hart was leeg. Hy het buite daai paleis, in die stofstrate waar hulle stene bak, daar was sy hart. En daar sien hy hoe hulle vernuweer word, en presies wat Jesus kom sê, hy kom in opstand daarteen, teen hierdie onreg, en hy kom in opstand teen hierdie mishandeling, hierdie onmenslikheid van hierdie ryk mense, en daarom slaat hy man dood. So die dood, die moord, praat niemand goed nie. Maar dit wys iets van community, het Moses gedryf. Jesus kom word die nuwe community, hy kom slaan nie dood nie, hy word doodgeslaan. Sodat ons nie meer hoef dood te slaan nie, maar deel van 'n community kan word. Maar is interessant, Moses gaan, hulle word gered, en dan eers daarna kry ons die wet. Dit is 'n baie belangrike aspek van ons geloof, want hoor nou mooi. Want baie mense dink dis hoe God werk, maar Exodus kom wys vir God werk anders. Baie mense dink, jy moet eers jou act together kry, vir God om by jou betrokke te wees, of vir God om sy seën op jou lewe te sit. Daarom sal mense sê, omdat my lewe nou reg is, nou wil ek my lewe aan God gee, ek wil nou gedoop word, of ek wil my self hart toewy aan, want ek is nou reg. Kom gee Moses eers die wet en sê, boys, hierdie 10 gebooie gaan julle nou eers vir 'n tyd doen, en dan gaan God julle bevry. Nee, God bevry julle. Voor hy nog enigiets gedoen het. Dis hoe God kom werk, en dis wat die verbond sê. God kom sluit jou in nog voor jy iets doen. So jou geloofslewe is nie nou meer 'n toertjie wat jy moet probeer om al die gewiggies van die 10 gebooie en van die wette te moet uitvoer in 'n kragtoertjie. Nee. Die gebooie word nou die manier hoe jy vir God net dankie sê vir dit wat hy vir jou kom gee, toe jy dit glad nie verdien het nie. Dis waar die woorde omdat en sodat so verskil met mekaar. Ek dien God omdat hy my kom kies het, omdat hy my kom vat het, of dien ek God sodat
hy vir my moet beloon. Want wanneer jy met hierdie teologie werk, gaan jy swaar kry. Want wanneer slegte goed gebeur, gaan jy dink God is bad, hy's cruel, of dat jy is nie goed genoeg nie, jy perform nie goed genoeg. So Jesus doen 'n revolusionêre ding, ouens, om hierdie woorde vir hierdie mense te spreek. En daarom het hy soveel volgelingskap gehad. Soos Despacito, word die dorpie die lied. En word die wêreld God se lied deur jou en my. Ons is deel van die video. So hoekom sal ons net vir onsself leef? Hoekom sal ons probeer onafhanklik en selfstandig onsself in die wêreld te probeer bewys? Hoekom sal ons onsself nie bevry en gesond word van die honger en die begeerte en die strewe na meer nie? En agterkom dit gaan oor mekaar. Dis waar die lewe gaan. Die Bybel is vol van die mekaar tekste. Ek gaan 'n paar vir julle lees. Dra mekaar se laste en so gee julle uitvoering aan die wet. Ons sê mag nie dit nie, mag nie dit nie, mag nie. Hier kom hy en sê net om iemand se las te dra, net om iemand wat swaar kry. Wanneer jy hom of haar help, dan gee jy ten volle uitvoering aan die wet van God. Dra mekaar se laste, wees geduldig met mekaar, aanvaar mekaar, help mekaar, bemoedig mekaar, versterk mekaar, vertroos mekaar, sien om na mekaar, vergewe mekaar, lief mekaar, bid vir mekaar. Dis wat ons almal smag. Dis God se medisyne deur mense. En dis juist wat ons baie keer nie wil wees nie. Ons byt en baklei en verskeer en veroordeel. En is afgunstig en is verwaand en is ydel en is hard en is ongenaakbaar en is onbetrokke en afsydig en afwesig. Miskien moet ons weer net opnuut hoor wat Jesus kom sê waaroor dit gaan. Dit gaan oor 'n totale, hoor nou mooi, wegbeweeg van om afhanklik te wees van mense, na 'n oorskuif na om onafhanklik te wees, maar dan interafhanklik. So, interafhanklikheid, sê Stephen Covey ook, is die goal of life. Nie onafhanklikheid nie. Interafhanklikheid gaan 'n stappie verder. Dit sê, ons is so gelukkig en dit gaan so goed soos wat ons in mekaar se lewens is. Wil jy nie hierdie uitnodiging aanvaar en dalk vir een keer ophou net aan jou eie self dink en net aan jou eie gesin en familie dink en net aan dink wat jy moet najag, verkry, vermag en die honger moet bevredig in jou hart en iets van God se droom, van God se nuwe lied, 'n nuwe Despacito lied, 'n mekaar lied en van jou tyd op sy sit om regtig te kyk en te sien, soos wat ons in die video dalk het gemis het, die goed wat ek vir julle uitgehaal het, so mis ons goed daar buite, wat mense nodig het. En deel God se liefde, deel God se betrokkenheid, deel God se aanvaarding wat jy van hom in die doop ontvang, na ander toe. So God is 'n morsige God, hy spat water op 'n kind se kop, maar ek moet die water verder laat spat. God se doopwater. Gaan spat dit môre, wanneer jy daar by jou werk aankom, wanneer jy ry werk toe. Spat daai water en sien hoe word ons almal deel van 'n groter Despacito. So Here, baie dankie dat ons vanmôre opnuut net kon hoor wat u wil, u hart, u droom vir u kinders op hierdie aarde is terwyl ons lewe. Dankie dat ons vanmôre kon hoor dat u gekom het en van altyd af nog alles omgedraai soos wat die sisteme van die wêreld werk. Dat u verkeerdom is. So verkeerdom dat u vir my wat nie reg is nie, kan insluit, kan lief hê, kan gebruik. Om ook verkeerdom te leef daar buite. Vergewe my vir al die kere wat ek my lewe gegee het vir mag en beheer, stand en status en posisie. En net om gelukkig te wees en my behoeftes en my bevredes na te jaag en dit te wil versadig. Vergewe my vir al die kere wat ek mense uitgesluit het of gedink het ek is beter as ander. Op ander neergesien het en die wat verkeerd is, wil veroordeel het. Maar dankie dat u 'n transformasie bring in mense se harte,
sodat ons anders kan kyk, en diep afhanklik en ryk in U wil wees, meer gehoorsaam sal wees aan U woord. Paas moet meer gehoorsaam wees aan die woord, en om die priesters en die konings en die profete in hulle huise te wees vir hulle kinders, betrokke by hulle lewens, aandag aan hulle te skenk, hulle lief te hê, vir hulle voorbeeld te wees van 'n God, as 'n pa in 'n huis. Here, help ons hier. Help ons om vanmôre net weer die goeie nuus te hoor, dat U ons kom kies het, nog voordat ons eers van U geweet het. Stap U in ons lewens in, boots and all, en oorvloed U ons met U liefdeswater. Mag ons hierdie water verder laat spat, en hoe ons omgang met ons broers en susters, en die mense daar buite wat nie deel is van ons is nie, wat ook anders lyk en anders praat, ander kultuur het, selfs ander gelowe het, dat ons die Despacito van God se liefdeslied in hulle lewens sal wees. Amen. Ek vra dat die doopouers nou na vore sal kom asseblief, Herman en Elsje, Mostert, Antonie en Olaf Vermaak, Stefan en Roxanne de Plooy, Etienne en Lanice de Villiers. Ek vra dat julle asseblief vorentoe sal kom, om hier by my te kom staan, ten einde die doopformulier te antwoord. Atte. Is hulle almal nou hier? Dat ek net hier kyk, ek wil net daai wonderlike mooi dogtertjies wat hier staan vanmôre, wil ek net hier iets sê. Nina en Carly, hallo. Vanmôre gaan ons vir Boetie doop, né? En weet julle dat julle tweetjies ook hier gedoop is? Kan julle dit onthou? Nee. Ek wil net sê julle is my baie mooi. Julle is beautiful. En dis baie lekker dat julle hier saam is. Daai perd het ons ook gedoop. Daai bil. Dis 'n family affair hierdie. Kom sê hallo. Kom. Sharp. Dis 'n blou bil. Kyk uit skoene aan, blou bil. Het julle regtig die punchline gehoor? Dat die doop gaan nie net oor die kind nie. Dis hoekom ek in my hele lewe, en ek sê dit hier nie ten koste van enige ander geloofsgemeenskap of met kritiek, maar ek sal nooit in my lewe myself groot doop nie, want dan gaan dit oor my. Die doop gaan oor 'n gemeente en 'n gemeenskap. Ons word gedoop vir gemeente, eers vir gesin, is alles gees, gesin, gemeente, gemeenskap. It's a family affair. Ek het nou net daar binne gesê, dis sexy. Soos daai girl in Despacito is sexy, sy sensasioneel, die evangelie is sexy. Want dit praat van liefde wat insluit, nie voorwaardes nie, vergifnis bring, weer kanse gee, trane afdroog, harte heel maak. Wat is lelik daarin? Dis beautiful. So wat in ons gebied word hier is absoluut fascinerend. En dis waarvoor julle as ouers julle kinders gaan moet vertel, soos wat hulle groot word, dat hulle dit sal wesen word. Ons het daai ding daar gelaat. Ons is gedoop en ons het dit in die kas gesit. Die doopseël is daar iewers weg. So struggle ons nou maar deur die hele lewe. Ja, gaan hy 4 goed raak. Van skool daar af. Ons wil nie eerste span wees, ons wil leerlingraad wees, ons wil Valentine's kaartjies kry die meeste, en verstaan jy, ons wil die seksieste profile picture. Eers moet ons is vir ons ouers, vir ons kinders sê, hierdie goed is belangrik. Ons kan nie dan sonder in hierdie lewe nie, vir so. Maar dis nie alles nie. Daar's ander goed wat belangriker is. Hê 'n maatjie lief. Gee 'n toebroodjie vir iemand wat nie kos het nie. Sien 'n seun wat een kant sit of 'n dogter op die skoolterrein. Raak betrokke in hulle lewe. Leef reg. Want dan maak jy die lewe van jou ouers en van die onderwysers baie makliker. As wat jy stout is en alles breek
en verkeerd leef, en dan maak jy dit kompleks. Maar wanneer ons dit doen, kom ons vergewe mekaar. Kom papa en mama wys vir ons kinders, ons koot nie op mekaar en ons skei nie. Al gebeur die ergste ding wat daar is, ontrouheid, werk ons daardeur. En ons vergewe mekaar. Ons het 'n groot verantwoordelikheid wat ons nie meer nakom nie. So julle ouens wat doop, ek so opgewonde oor julle, dat julle 'n nuwe geslag sal wees, wat nie Bruno Mars lewens gaan lei nie, in julle geloof nie, maar Despacito lewens. Gewone mense, ordinary people, but doing extraordinary things, different than the world. So, ek vra, glo en bely julle, dat die woord van God onfeilbaar is, en dat julle hom heel hartig glo en lees as die waarheid. Tweedens, glo en bely julle dat dit wat ons wat is hardop hier op julle antwoorde? Herman, Hansje, Piet, Roxanne, Ola, Antoni. Nou gaan ons 'n pragtige lied saam sing. So bietjie in die moment inbring. So kom ons drink hierdie woorde in, terwyl die babas aan ingebring word, en hulle familie nooi ek sommer nou, om vorentoe te kom, om saam met julle kinders en kleinkinders deel te kom wees, want ons is 'n gemeenskap van gelowiges. Kom ons doen dit, en u kan net die woorde op die hart laat val, u kan saam sing, u kan dalk net aan die eie doop op terugdink. Jy was dalk nie daar nie, maar daar was 'n dag wat jou ma en jou pa ook saam met jou gestaan het, en wat God smorsig met jou omgegaan het, tot diep in jou hart. So, kom ons luister saam. Die wat glo in die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Sal ek vertrou.
groot naam, die wat glo, sal nie nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op die sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou U groot naam, die wat glo, sal nie nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Nou ja, hierdie tweeetjies is alleen hier. Hulle oupa en ouma sit daar in Suid-Afrika. Ons wil vir hulle almal baie kom sê. Ons hoop dat julle sal deel word van hierdie gesin hier agter. Die deploys, die vermaaks, die dwellers, dat hulle doop nou al 3de en 4de kinders. Kyk hoe bly sy dit hoor. Ja, jy gaan 'n boetie kry dalk. Liewe Johanay, besige Johanay Mostert, lieflik Johanay, God doop jou in die naam van sy Vader en hy spat in die naam van sy Seun Jesus Christus deur die Heilige Gees sy liefde oor jou lewe uit. Amen. Ek kan hierdie kinders met my so, kan ek nie hanteer nie. Gemma, waar is hy? Kom. Gemma gaan nou 3 keer gesoen word deur God. 3 keer, soos wat hy jou ook kom soen het, né? En gesê, al is jy stout, wat jy nooit is nie, sal hy nog steeds altyd vir jou lief wees. Hoor jy? En jou nooit verlaat nie. Ooit nie. So dis nou vir Gemma. Liewe Gemma Vermaak, God se geseënde geskenk aan Ula en Antoni. Gemma, ek doop jou in die naam van God jou Vader en in die naam van sy Seun Jesus Christus, jou Verlosser en jou Here, en in die naam van God se Heilige Gees. Amen. Dankie. Wouter is, waar is hy? Nou gaan het julle nou oorgeskuif. Is hy nou moeilik? Maar papa moet hom kry as hy moeilik is. Papa moet hom vas. Ja. Dis mos nou 'n beautiful oomblik vir hierdie 2 pragtige dogtertjies. Is my voorreg om die doop vir 'n derde keer saam met julle te kom bedien. Wouterus, Josephus, deploy. Ek doop jou in die naam van God jou Vader en in die naam van sy Seun Jesus Christus jou Here en in die naam van die Gees, die Heilige Gees van God. Amen. Amen. Kom julle rouwers, julle moet nader staan. Het is lekker om deel te wees van julle gesin. Lekker om deel te wees van julle huwelik afreg die kinders en alles is 'n voorreg. Dis nou nogal mooi dat die springbok ja. Is dit hoekom nie? Toe wen hulle nog die wêreldbeker ook. Toe wen hulle nog die wêreldbeker. Johan de Villiers. En is hy nie 'n mooi man nie? Sal hierdie ene dit ook wees? Johan, kyk vir my. Jean, Isaac. Dis hy. John, ek doop jou vanmôre in die naam van God jou Vader. En ek doop jou in die naam van sy Seun Jesus Christus jou Here. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees as jou trooster. Amen. Liewe Here, dankie vir hierdie verruklike, aangrypende, ekstatiese oomblik in ons as familie, een familie se lewe vanoggend. Dankie dat ons kan deel wees van hulle kinders se doop, inlywing in die verbond van die Despacito liefdeslied. Mag jy met hierdie ouers wees, is taaf om kinders vandag groot te maak. Die wêreld daar buite is uitdagend en is moeilik en ons bid dat U vir hulle sal voorsien van kennis en wysheid soos wat U dit beloof het, om hulle kinders in U weer groot te maak. Anders is die wêreld daar buite, dis moeilik, Here.
Ek bid vir julle krag en vir hulle sterkte toe, maar ek weet, wanneer hulle dit gaan doen, gaan hulle gelukkig wees, soos u dit sê. Mag julle bewaar van al die ellendespaadjies wat oor ons almal se lewenspad kom, wat ons verlei en ons harte op verloor en op die einde maak het ons seer. Dankie dat u ons weer terugbring en dat u ons harte gesond maak. Mag hulle as ouers dit wees, ook vir hulle kinders. In Jesus naam, seën hulle as families. Amen. Nou wil ek vra dat julle net as ouerpare net so agterbly. U as gemeente gaan nou geleentheid kry om die Here te dien met julle offergawes. En ja, dan sluit ons die diens af. Annelien gaan vir ons voortgaan om vir ons te vertel van alles wat in hierdie gemeente gebeur, wat u alles kan verwag en wat u asseblief as familie moet ondersteun. Ja, goed. Goeiemôre gemeente. Ek hoop julle weet wat 'n wonderlike voorreg julle elkeen het om so 'n wonderlike genadegawe te kan beleef soos die sakrament van die doop. En mag julle in elke toekomstige doop ook hier teenwoordig wees om opnuut die genadegawe van die Here te kan beleef wat so tasbaar en sigbaar vir ons is. Vanoggend het ons gehoor oor die gemeenskap van gelowiges en ek wil net vir julle vertel dat ons dit so hoog ag, dat ons 'n hele Despacito fees, 'n gemeenskapsfees het hier by NG Eros. En dit vind plaas en skop af op Sondag 5 April. Oesfees. Elke jaar vier ons Oesfees. En dit is waar die gemeenskap van julle as 'n display vir die wêreld vir Windhoek daar is, om te sê ons gee ons hart vir Windhoek en vir die mense van Windhoek en vir die saak van liefdadigheid. En verbeel jou dat die wonderlike gawe wat jy elke maand kry om genoeg geld te kan hê om vir jou gesin te kan sorg, dat daai paar muntstukke nog verder kan gaan en iemand anders se hele lewe kan verander. Iemand wat niks het nie, wat op die ashoop sit, wat geen hoop meer het nie, maar dat ons na daardie mense kan gaan met die wonderlike hoop van die evangelie en vir hom kan sê, hier is vir jou iets om te eet, hier is vir jou iets om te drink. Kom en word deel weer van die gemeenskap van gelowiges. Kom hoor die woord van die Here. Kom word vul en word vol. Vul jou honger wat daar in jou hart en in jou maag is. En ons wil vir julle vra dat julle opnuut in hierdie jaar se Oesfees ook julle harte sal oopmaak vir liefdadigheid. En in daardie selfde naweek gaan ons nog verder en ons gaan 'n groot fees vier. Ons gaan die Saterdag, die 4de April, ter aansluiting by die Sondag, 'n groot fees hou, 'n woekerfees. En ons gaan klomp stalletjies hê en ons gaan sê om te eet. Ons gaan almal nooi, julle almal word genooi en asseblief hou julle dagboeke oop, want ons het spesiaal vir Brimilda van Rensburg gekry om ook daardie naweek te kom optree. Sy gaan die Saterdag hier 'n vertoning hou vir die hele gesin. Dit is net R100 'n kaartjie en dit gaan alles vir liefdadigheid. En ook die Sondag sal sy hier saam met ons kuier in die erediens. So kom ondersteun daardie naweek en weet dat dit nie sommer net 'n gewone geldinsamelingsgeleentheid is nie, maar dit gaan alles om ons harte uit te dra na die wat nie het nie en die wat behoeftig is. So in plaas daarvan, volgende keer wanneer jy weer by iemand by die geldstukkie wil gee, onthou dat ons nie by daardie kind kan uitkom as jy jou geld daarin gooi nie. Ons kan by daai kind uitkom as jy jou geld bring, sodat ons dit op die regte manier kan doen en kan seker maak dat niemand die geld van daai kind afneem nie, maar dat ons daai kind kan kry om weer te kan skool toe gaan, te kan kos het om te eet, klere het om aan te trek, skool toe te kan gaan om eendag 'n beroep te kan doen. Dat ons iets kan doen om daai kind se lewe in 'n beter rigting in te wys. En ons vra dat almal van julle dit asseblief op die hart sal neem en ernstig daaroor sal bid, oor watter bydrae julle moet gee. Ek nooi almal van julle na die geleentheid vir tee en samesy na die erediens. Ons is in 'n lydenstyd en daarom het ons dit goed gedink om van NG Eros se kant af vir hierdie lydenstyd die eetgoed weg te neem om julle te herinner aan die lyding wat Christus deurgemaak het. Maar vandag is dit 'n besonderse Sondag. Ons het 4 pragtige babas gedoop.
En elkeen van daardie babas, Gemma en Jonay en John en Wouterus, het elkeen van hulle het vir julle genooi om ietsie saam met hulle te kom geniet hier buitekant. So as julle die pragtige doopkoekies eet, dink aan die babas en dink ook aan jou eie doop terug, en hoe die Here jou geseën het met homself. Dankie. Dankie Corneille en die Prinsloo family, ons waardeer julle. Dankie. Dankie Here vir hierdie jong manne wat saam diens doen in u gemeente, in die gemeenskap. Dankie dat ons van kleintyd af ons kinders wil leer, hulle behoort, hulle is deel van ons. En ons is ons lekker om hulle saam met ons hier te hê, want ons bly maar almal nog steeds kinders. En dankie dat u Vader is wat vir ons sorg, en daarom het ons ook nou vanmôre iets gehad om vir u terug te gee, want dis u wat vir ons sorg en u wat dit vir ons gee. Mag ons nie daaraan vasklou nie, mag ons dit gebruik om vir die mense in die wêreld te wys hoe anders ons met geld omgaan. Amen. Ons sluit af, vriende. Ek jammer ons is so 'n paar minute laat, maar dis is belangrik om oor hierdie goed te gesels, want ons, dit kan ou sy hele lewe daar buite verander. Regtig. Jesus is die sterke leeu van Juda. En wat daar mooi voor is daar staan, ek weet u is ook vir my. Dis die doop. U was vir my voor ek, u is vir my. En dan staan daar, kom verander, kom vernuwe, weer die passie in my. Die passie vir die Despacito van die koninkryk, van die gemeenskap van gelowiges, van ander mense. Kom ons sluit daarmee af. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, wie is oneindig groot. Is vir ewig, is vir altyd, en ek weet is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Sterke leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot. U is vir ewig, U is vir altyd. En ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Vanmôre, baie dankie. Dit was aangrypend om saam met julle die Here te kon aanbid. Mag U 'n geseënde dag hê, 'n wonderlike week word vir u toegewens. As dit God se wil is, kom ons sien mekaar volgende Sondag. Ons leer verder as familie wat dit is om 'n gemeenskap te wees, want dis waar die temaatjies nou gaan, is om 'n bietjie te leer van gemeenskap. So mag u as gemeenskap daar buite met mekaar gemeenskap gaan hê. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, jou Vader, en die gemeenskap van God se Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen. Wag, ek wil net sê hulle het 'n ander een voorberei. Dis 'n ander amen hierdie. Dis om by Despacito aan te sluit. So. Goed. Dis passie. Dis die passie. Kom ons luister.